Welkom by nog een van ons YouTube video's. Ek wil graag vandag net so vinnig bietjie teruggaan na reg aan die begin het ons gepraat van gehegtheid en maar ook hoe die brein leer. En een van die goed waaraan ek myself ook oor en oor moet herinner, want onthou ek is self 'n ma, is dit is regtig nie net teoreties en iemand se opinie as hulle sê die meeste effort en tyd wat jy saam met jou kind spandeer is wanneer hulle klein is. Daar lê ons die fondasies in terme van die verhouding om later nie noodwendig so hard hoef te werk nie. As ons kyk biologies daarna, die brein leer so vinnig voor die ouderdom van 5 is ongelooflik. En nou weet ek self as ek terugdink, was dit vir my moeiliker om met my jonger kinders, ek weet as hulle hier so by 8, 9, 7, 8, 9, dan kan jy nou lekker met hulle begin chat en gesels en hulle kan met jou, as hulle jonger is dit moeiliker, want die verwydering tussen ons en hulle is so groot, maar dit is juist daar waar ons die effort moet insit en die tyd moet spandeer. En dis moeiliker dan, want ons kan nie so goed met hulle kommunikeer noodwendig, soos wat ons met ouer kinders kan kommunikeer nie, dit is net my ervaring. Maar as ons dit kan doen, is dit wat later kom, wat sy eie uitdagings bring in pre-adolessensie en adolessensiejare, is baie makliker. By die hospitaal gereeld kry ons situasies waar ouers dan op 'n tienervlak nou met kinders moet begin 'n verhouding bou en dan stel hulle nie noodwendig so veel belang nie, maar jou kind aan by die grond waarop jy loop as hy klein is en gedurende laerskool, ons gebruik daai tyd ten volle.